Dit is 'n lekker wintersoggend. Dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Weer die Here se naam kan groot maak. Ek sê baie. En ek glo dit om besef nie altyd wat 'n voorreg ons het. Om te kan kerk toe op 'n Sondagoggend. Amen. Maar vanoggend gaan ons die Here loof en prys. Ons gaan onsself warm sing vanoggend. Amen. Ons bid vanoggend en ons draai hierdie mense in die Here. Hemelse Vader, Here, wie is daar soos U? Here, U naam is waardig om geprys te word. Here, U is die naam bo elke naam. Vader, vanoggend kom ons en ons gee hierdie mense aan U oor. Here, ons wil sê, Here, doen wat U wil. Nie ons program nie. Here, maar U program. Hemelse Vader, Here, ontvang vanoggend hierdie lofprys en aanbidding as 'n offer aan U. Ons sê dankie vanoggend, Here, vir die voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid te kan wees. Amen. Ons gaan lekker saam sing. Hy is die Here wat my liefde getoond. Hy is die Here wat my liefde beyond. Hy is die Here wat my stilte. Hy is die Here die is die restore, there is the empty. I see purple water, I see bright. There's a holy break from water in the sky of faith. And the air of the living water. There's the air of the living water. There's the air of the still as the enemy comes. Yes, He makes the mercy on thee. Yes, He calls the water and yes, He cries. Yes, the only way for my beauty and sky of free. As the air of the living water. It's the air of the living beyond. It's the air of the still. It's the air of the it's the grace of the mercy of thee. It's the power of the mercy cry. It's the only way for to say. It's the only way for
Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses. Ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam,
wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos die een deur die een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een veel meer sal hulle by die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang en die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Kyk, as jy die stukkie lees in Romeine, en as jy op vinnig lees, dan is baie nie mekaar. Maar as jy hom nou gaan staan en stukkie vir stukkie opbreek, dan begin eintlik baie meer sin maak. As jy hom vinnig opbreek, dan sê hy vir jou, as een persoon een besluit, een oomblik wat gebeur het, en alles het verander. Hy praat van een mens het iets gedoen en alles verwoes en een persoon het gewoon alles reggemaak. Ek moet sê, wanneer ons Bybels lees en wanneer vooral ons Bybelstudie doen, moet jy net 'n stukkie een keer lees. Maar as jy hom net een keer lees, is dit baie deur mekaar. Dus lees en lees weer, en dan vat jy potlood en dan lees jy met 'n potlood. En dan begin dit dan meer vir jou sin maak. Ons het die gewoonte dat ons dan baie keer, ons is net een persoon. Ons kan net soveel doen. En kyk jy vra jouself actually, wat kan jy ek regtig doen, dat jy net een is. Maar die Bybel wys iets baie anders teenoor, wat veel krag een het. Die Bybel wys ons dat een kan alles verander. Nie baie nodig nie, net een nodig. En Prediker lees ons iets mooi, hy sê, wysheid is beter as wat oorlogswapens is. En dan sê hy, maar een sondag bederf baie goeie dinge. As jy een vrot aardappel in 'n sak het, maak jy jou hele sak aardappels vrot. Een vrot appel maak al die ander appels vrot. Een slegte persoon kan alles vernietig en alles verwoes. Die een het die kapasiteit, die krag om te vernietig. En dit is presies wat met Adam gebeur het. In Romeine 5 vers 12 lees ons, hy sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Sien, Adam het een dag gedoen. Die onus is nie op Eva. Almal blameer altyd vir Eva. Eva het die appel gevat met die stap. Sy het al eerste gedoen. Maar die skuld rus op Adam. Want Adam was onderstel om die voorbeeld te wees. Amen. Adam was onderstel om een te wees wat soos Jesus is. Hy het gekom om die voorbeeld te wees van Jesus. En Adam het die appel gevat by Eva uitgegeet. Die skuld het op Adam gaan lê, nie op Eva nie. Almal blameer vir Eva. Ek weet, ek doen dit op. Eva se skuld dat ons in moeilikheid is. Sien maar, Adam het ook die appel gevat. En Adam het die keuse gemaak om te eet. Sien, omdat hy een daad gedoen het sonde ingekom in die paradys.
Amen. Een daad het veroorsaak dat dood ingekom het vir alle mense. Een daad het veroorsaak dat 'n skeiding tussen mens en God gebeur het. Die mens was nooit veronderstel om geskei te wees tussen hom en God. Toe God Adam en Eva gemaak het, was daar in die begin naak gewees. Hulle kon nie eens draak sien. Hulle het saam met Jesus gewandel. Hulle het saam met God gewandel in die tuin. Hulle het 'n intieme leefstyl gehad. Totdat Adam weer opgeëet het. Die skeiding het nie gebeur toe Eva dit geëet het. Die skeiding het gebeur toe Adam het geëet het. God het vir Adam gevra, wat het jy gedoen? Hy het vir Adam gevra, waar is jy? Hoekom kruip jy weg? En Adam het die vrou gaan weer. Sien maar, een oomblik van ongehoorsaamheid het 'n groot gemors gebring. Nee, daar was nie 'n oorlog gewees nie, daar was nie 'n groep mense in die tuin gewees wat saam aan gesondig het. Dit was net hy. Adam en Eva alleen in die tuin. Sy sonde het sonde vir die wêreld gebring. Romeine 5 vers 17 het ons gelees. As gevolg van een misdaad het die dood ingekom en die dood het geheers. Sien, dood het naam. Dood was nooit gesê. Die Here het nooit dood gemaak. Almal het gelewe tot oor die 900 jaar. Methuselah was die oudste gewees. Methuselah was oor die 900 jaar gewees. En hy het ons moet lewe tot 900 jaar. Ek het gewerk, baby. Maar omdat Adam gesondig het, omdat die Here hy pyn uitgegooi het, het die dood ingekom. Vlees het nie meer vir ewig geleef. Amen. Dood het begin regeer. En hoop het verdwyn saam met Adam. Amen. Daar was nie meer 'n ewigheid gewees. Daar was nie meer 'n intimiteit tussen God en mens gewees. Daar was 'n geestelike dood wat die mens onmiddellik gesterf het. Omdat God en die mens nie so langs mekaar moet staan. Sien, een persoon se daad het die wêreld gebreek. Amen. Die perfektheid wat God geskep het, was in wanorde geskep. Maar toe kom God en hy maak Adam praat. Omdat hy Adam gestuur het as 'n voorbeeld, as 'n soort van Jesus wat sou kom. Toe sê hy stuur sy regte, dat Adam dit kon regkry. En hy stuur vir Jesus met die kapasiteit as een om te kan red, Amen. om te kan verander. Ons het al gelees in vers 15 van Romeine 5, hy sê, maar dit is met die misdaad nie soos met die genade gaan. Die misdaad en die gawe van God kan nie op dieselfde vlak werk nie. Hy sê, want as deur die misdaad van een baie gesterf het, veel meer die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir my oorvloedig geword. As gevolg van Adam se een daad, moes baie sterf. Maar as gevolg van Jesus wat gekom het en een daad gedoen, het almal lewe gekry. Amen. Die een daad aan die kruis het verlossing gebring. Een daad aan die kruis het daai gawe tussen mens en God gesluit. Amen. Een daad aan die kruis het ons teruggevang na ons Skepper toe. As dit nie was vir Jesus nie,
en een ding wat hy gedoen het. Sou ons nie kan in die heerlikheid van God terug. Ons sou nie by Jesus se voete kan gaan sit. Amen. En in Timoteus, dan gaan lees jy daar 'n stukkie wat sê, daar is een God en een middelaar tussen God en mens, en dit is Jesus. Daar is net een nodig. Daar is nie nodig dat 'n hele hof voor God moet gaan staan en klomp prokureurs en advokate om jou te verteenwoordig. Amen. Daar is een nodig, en dit is Jesus. Saam te gaan lees jy in 2 Korintiërs, waar Paulus skryf, hy sê dat God het homself versoen deur Jesus. Amen. Net een was nodig. En Johannes onderskryf iets, of Jesus sê self in Johannes, hy sê, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy alleen, net een persoon, is die weg. Nie allerhande mense, nie allerhande geloof nie. Een persoon, nie allerhande gode wat al buite is nie, beeldjies en allerhande goedjies nie. Een persoon is die pad na Jesus, na God. Amen. En dit is Jesus. Sien, waar Adam die kapasiteit gehad het om 'n skeiding te bring, het Jesus die kapasiteit gehad om herstel te bring. Amen. Net een was nodig om dit te verander. Sien, 2 verskillende persone, 2 verskillende gevolge gehad. Adam het sonde gebring, en hy het dood gebring, en hy het 'n skeiding gebring, en 'n veroordeling. As gevolg van Adam se daad, was alle mense veroordeel. Amen. Alle mense was onmiddellik skuldig gewees. So as jy gaan lees het, saam met ons in die werk wat deur Exodus en Levitikus en jy lees al die wette, sal jy konstant gelees het dat bring 'n offer vir hierdie sonde, bring 'n offer vir sonde, en 'n offer vir sonde. En hoe groter jou sonde is, hoe groter moet jou offer wees. En die bloed moes konstant gevloei het, om die mense rein te hou voor God. Maar dit was net pynlik geweest. Die Jesus se naam het vir ons genade gebring. Hy het vir ons lewe gebring. En vryspraak. En vrede. Dit kan as Jesus nie aan die kruis gesterf het, niemand van ons vrede gehad. Amen. Niemand van ons kon ooit jou kop neerlê en rustig gaan slaap met die wete dat Jesus is in beheer. En hy stuur sy engele om na jou te kyk en jou veilig te hou. Sien, dit het een persoon gevat om ons te vat van skuldig af na vrygespreek. Amen. Romeine 3, vers 23 is so bekende gedeelte. Hy sê, almal het gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Omdat almal ons skuldig was, kan ons nie in die heerlikheid van God ingaan nie. Maar een het alles verander. In Romeine 8 lees ons dit, hy sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat na die vlees wandel, maar na die gees. Omdat jy binne in Jesus is jy nie meer skuldig. Amen. Omdat jy binne in Jesus is, staan jy binne Gods heerlikheid. Prys sy naam. Jy staan in sy teenwoordigheid. Daar is nie 'n bordjie wat bo jou kop hang wat heeltyd sê skuldig. Amen. Ons is deur een persoon gered. Nie meer dit wat ek gedoen het. Nie meer iets wat iemand anders te gedoen het. Nie meer die pastoor wat vir my gebid het. Of iemand wat vir my gaan pleit het. Maar omdat Jesus vir my gesterf het, is ek gered. Amen. Sien, daar is geweldige krag binne in een. Amen. En ons vergeet dit. Ons het die verwagting dat dinge moet gebeur wanneer 'n groep by mekaar is.
Ons Amen. verwagting dat hoe meer by mekaar is, hoe meer bid, hoe groter moet die goed gebeur. Maar ons vergeet dat die grootste goed het net deur een gebeur. Amen. Ons sien al die dinge wat Adam gedoen het, ons sien al die goed wat Jesus gedoen het. En jy leer baie vinnig dat God werk deur een. Amen. Hy het net een nodig. In Mattheus 5 daar lees ons waar Jesus sê dat ons is die lig van die wêreld. Amen. In 'n stad wat op die weg gesteek word. Hy sê nie dat ons is ligte. Hy sê jy is een lig. Een van. Enkel van. Jy is een. Hy het nie baie ligte nodig nie, een lig. Een liggie in 'n donker kamer maak 'n groot verskil. Amen. Toe Timoteus lees ons wat sê, Paulus, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hy praat weer van enkelvoud. Hy praat van jy het nie 'n gees van vreesagtigheid. Amen. Ek wil sê in Jakobus, hy sê bely mekaar julle misdade. Bid vir mekaar sodat jy gesond kan. Dan sê die vurige gebed, nie gebed nie, gebed enkelvoud. Van 'n regverdige persoon. Amen. Hy verwys nie na 'n klomp mense wat nodig is om te bid. Hy verwys na een persoon se gebed. Met baie krag. Amen. Een persoon kan by die Here gaan pleit oor 'n saak. En dit het krag. Dit kan meer dinge regkry. As wanneer 'n klomp mense saam bid en een staan onder hulle wat ongelukkig is. Een persoon wat regverdig is, sy gebed voor God, het meer krag as 'n klomp ongelowiges. Amen. Sien, ons moet nie die krag van een onderskat. Ons is geneig om dit te onderskat. Dus ook as 'n mens, as vreeslike mense wil ons hê dat ons met 'n groep saam wees. Amen. Ons hou nie van alleen wees. En as jy moet terugdink aan COVID se tyd, het die Here ons forceer om alleen te wees. Amen. Jy kon nie die kerk kom. Jy kon nie by ernstige tyd. Die Here het ons geleer om alleen te wees. En die oomblik toe die kerk oopgaan met COVID, en dit sê ons moet uitgaan, die droom ons vir almal saam. Want ons het so alleen geraak, dat ons het mense begin mis. En onmiddellik dan vergeet ons die krag wat ons gehad het toe ons een was. Ons Amen. alleen gesit het. Die een woord kan iemand opbou of afbreek. Amen. Een uitnodiging kan 'n persoon se lewe heeltemal verander. Een daad van gehoorsaamheid maak Here openbaar en weer die openbaar. Vir sy naam. Sien, een oomblik wat ek besluit om na die stem van God te luister, kan my in 'n rigting stuur waar ek iemand anders in sy lewe kan aanraak. Amen. Sien, een persoonlik mense wat val. Een dag het dit veroorsaak dat die mense geval. Amen. Een persoon se daad het ons gered. Ons verlos. En God kom en vra, sal jy deel van een wees? Sien, ons is deel van een liggaam, wat Jesus is. En elke deel in die liggaam met sy eie.
Maar God vra of jy gesond is. Een wat kan opstaan. Of jy een kan wees wat glo. Of jy een kan wees wat 'n verskil kan maak. Sien, een wat kan lewe bring waar die lewe is. Amen. En net een nodig. God het net een persoon nodig om 'n stad te verander. God het net een persoon nodig om 'n huishouding te verander. Amen. Hy het net een persoon nodig om 'n skool te verander, of 'n gemeenskap te verander. Ons vergeet dat God werk net een keer. Dit is grait as ons 'n klomp mense by mekaar is. En maar 'n klomp gelowiges by mekaar kom, almal bid. Maar ons groot krag daar. Amen. Ons vergeet ons het net soveel krag wanneer ons een persoon is. Een Amen. alleen is. En God wil hê dat ons eerder onder die een val. Een wat bereid is om te luister. Een wat bereid is om daai ekstra tree te vat. Amen. Om die woord te gee vir iemand wat het nodig is. Om uitnodiging te vat vir wat het nodig is. Al wat God vra, is ons bereid om die een te wees. Amen. Sorry, Jacob. Volgend gaan ons die tafel herdenk. En terwyl jy nagmaal gebruik volgend, terwyl ons onthou dit wat Jesus gedoen het, die offer wat betaal is, die een daad wat hy gedoen het. Terwyl jy vanoggend deel het aan sy liggaam en aan sy bloed, vra vir jouself die vraag af, is ek bereid om een te wees? Is ek bereid om dit te doen vir die Here? Is ek bereid om by een woord vir iemand te gee wanneer dit nodig is? Is ek bereid om 'n uitnodiging te gee vir iemand wat weet dat hulle die Here se aanraking nodig het? Sien die naam van die Here verraai het die brood geneem en gebreek en gesê, hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek is. My liggaam wat vir jou opgeoffer is. En gesê, neem dit en eet dit. Hou jou broodjie by jou vanoggend. Okay. Ons gaan vanoggend verklaar terwyl ons die liggaam. Hierdie is die liggaam van Christus. Soos ek dit volgende word dit deel van my liggaam. Sy liggaam bring genesing. Sy liggaam bring vir my vrede. Dit bring voorsiening. Sy liggaam gee my die genade.
Dan het Jesus die weke gelede gesê, dit is die bloed van die nuwe verbond, wat vir jou gevloei het. En vir ons kan jy die bloed neem. En as jy die beker wil gebruik, volgens die brief, steek met jou hand op. Staan jy op. Hierdie is die bloed van Christus. Soos ek dit drink, word sy DNA deel van my. Sy bloed reinig my. Sy bloed heilig my. Dit maak my die geregtigheid. Die ons Vader, Here, vanoggend kan ons kom en sê dankie vir die bloed. Dankie Here vir die liggaam, dankie vir die prys wat U betaal het vir ons. Vir die een daad, Here. Here, ons kan kom sê dankie Here, dat ons kan weet dat ons is versoen met U. Dat die gaping wat daar was tussen die mense en U as gevolg van een daad, is daar nie meer nie. En ons kan in U teenwoordigheid sit. Maar Vader, Here, ek dank U vanoggend vir U liefde, oneindige genade. Ek dank U, Here, vanoggend, dat U ons deel gemaak het, om een te kan wees. Nie net een liggaam nie, maar een gees ook, Here. Maar dat U ons sal herinner, Here, dat daar is soveel krag in een. Here, al is ons alleen, dat ons hierdie geweldige krag in ons hou. Ons sê dankie daarvoor in Jesus. Amen. Amen.